Laat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 23, maar nie die gewone Psalm 23 wat ons altyd sing, die eerste beruiming van Toesies, waarvoor ons so lief is nie. Vandag sing ons die beruiming van Langsaan, van professor H.D.A. Gerdner. En dit is ook 'n interessante vertaling of beruiming van Psalm 23. En ons sing die eerste en derde versie so, vers 3, klink so, en sluit so hierdie Psalm af. Luister mooi. U salf my hoof, U maak my hart blymoedig, en vul my beker met U heil oorvloedig. U goedheid so onfeilbaar en weldadig, omring my lewenspad gestadig. Totdat ek eenmaal in Gods heilige woning, die troue herder, ewig eer as koning. Dit is 'n bietjie anders, nee? Maar dit is pragtig. Kom ons staan en loof ons die Here, vers 1 en vers 3, Psalm 23, tweede beruiming. Die Here is my herder, hy behoed my, niks sal my breek, sy ryke volheid voed my, so sag en soet is sy alwyse leiding, langs stille water, stroom en groene weiden. Hy sterk my siel en lei my swakke skrede op vaste voete, sy geregtighede. U salf my hoof, maak my hart blymoedig, en vul my beker met die heil oorvloedig. U goedheid so onfeilbaar en weldadig, omring my op my lewenspad gestadig, totdat ek eenmaal in Gods heilige woning, die troue herder, ewig eer as koning. Psalm 201, die tweede versie, is die lied wat ons sing na die samevatting van die wet, uit Matteus 22, en dan gaan ons na die geloofsbelijdenis terug na vers 1, vers 2, hoor ons die woorde en gaan ons dit sing in hom, wie in hom sterf sal met hom leef, wie skuld bely, die word vergeef. En wat daarop volg, so dis net vers 2, na die wet en dan die geloofsbelijdenis besing ons God drie enig, waar die Heilige Gees verklaar, hy is seun van God die Vader. Wat ons in Matteus 22 vind, is mense wat daarop uit is om Jesus uit te vang, om skuldig te vind, om van hom ontslae te raak. Nou, die Sadduseërs het nie geglo in die lewe na die dood, die opstanding uit die dood nie, glad nie. Hulle het geglo, mens vrek maar soos 'n dier en jy het nie, daar is niks na die dood nie. En hulle spot toen half daaroor, toe Jesus nou vra oor, wat nou nog, wat
gebeur nou eintlik met die opstanding, hier van vers 23 af, oor die huwelik. As hierdie vrou nou met meer as een man getroud was in haar lewe, wie se vrou sy nou nie hiernamaals? En Jesus beskryf dit vir hulle baie duidelik, nee. In hiernamaals gaan daar nie huwelike wees nie. Ons gaan nie dieselfde manier bestaan as wat ons hier bestaan, met dieselfde liggaamlike behoeftes en ons fokus gaan totaal verander in die hemelse heerlikheid. En dis die manne se monde stil, maar toe kom hulle nou saam met hulle vyande, die Fariseërs, en hulle maak toe nou saam 'n plannetjie, hoe om Jesus, want een saak waaroor hulle saamgestem het, die wet is baie belangrik. En dis waar hierdie vraag vandaan kom. Lees in Matteus 22 vers 34, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om het te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Triomf, die Heer het opgestaan, die laaste vyand is verslaan, geen mag hou hom gebonde. Wie in hom sterf sal met hom leef, wie skuld bely die word vergeef, deur Christus vry van sonde. Hy heerlik aan Gods regterhand, hy stuur vir ons die Gees as span, die Gees laat ons herlewe, ons deur sy wonderkrag bevry. Hy voor en oor sy woord bely, hy leef en ons sal lewe. Dit is aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy en haar toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here, jou sonde is vergewe. Ons lees in Hebreërs hoe die Here beskryf dat hy wat die hoëpriester is, die offer gebring het, sodat ons vergewe kan word. Hy sê in Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dis een om te sê, ek hou nie meer jou onreg wat jy teen my gedoen het, teen jou nie, ek vergewe jou. Dit sê baie meer as die Here sê, hy reinig jou gewete. Dink daaroor. Jy kan vandag hoor, my sonde is vergewe, môreoggend pla jou gewete jou nog. Ek voel nog steeds skuldig oor daai goed wat ek aangevang het laasweek. Maar hoor hoe aangrypend sê die Bybel, die Here reinig jou gewete. Hy maak jou van binnekant skoon. Dat as jy gewete jy wil aankla, en jy wil sê, maar jy moet nog steeds skuldig voel oor daai sonde van laasweek, dan sê die woord van die Here, nee. Die Here maak die belofte dat wanneer hy vergewe, hy volkome, tot in my siel, tot in my gewete. Ek luister nie na die stem van die duiwel, die aanklaer, of enigiemand wat my nog wil beskuldig vir goed waarvan God my vergewe het nie. Ek is volkome gereinig, aanvaar deur God. Maar die Bybel waarsku mense wat God se genade verwerp, wat nie vergifnis soek nie.
wat dink dat hulle geen sonde het nie, dat die toorn en die straf van die Here op hulle bly, solank hulle in sonde bly leef. Geliefdes, kom ons doen nou belydenis van dit wat ons glo, en elkeen spreek in sy hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Triumph, triumph, Immanuel, die Heer oorwin die dood en hel, na bitter stryd en lyding. Hy, God met ons, hy het oorwin, lei ons die Vader woninge, laat deel ons sy bevryding. Triomf, triomf, verlossingsdag, die Heilige Gees verklaar met krag, hy seun van God die Vader, hy heers en elke vyand sien, hoe dat sy volk hom dankbaar dien, hom loof vir sy genade. Geliefdes, die Here praat met ons uit sy woord, uit Handelinge, hoofstuk 3. Nou weet ons, nadat die Here vir Lukas geïnspireer het, Dr. Lukas het die mees volledige, uitgebreide beskrywing van die evangelie vir ons opgeteken. En aan die tweede boek, wat die Here geïnspireer het, wat Lukas neergeskryf het, is wat genoem word die Handelinge van die Apostels. Maar ons kom baie gou agter, dis eintlik nie die Handelinge van die Apostels nie, dis eintlik die Handelinge van die Here Jesus, deur die Apostels. Dis wat ons vandag ook raak sien. Nou, maar voor ons begin die huiswerk vir vanmiddag, lees nou die eerste 10 verse, oor die wonderwerk wat gebeur daar in die pilaargang van Salomo. Die tempel het 3 dele. Die eerste deel is die voorste deel, waar hierdie pilaargang op die tempelterrein was van Salomo. En as jy inkom in die tempel, is daar die deel van die vroue, waar die vroue aanbid het. En dan kry ons die heilige deel, waar die mans ingekom het, met die diere wat hulle bring as offer vir hulle gesinne. En dan die allerheiligste deel, waar net die hoëpriester 1 keer 'n jaar ingekom het op die groot versoendag. En agter die voorhangsel ingegaan het om die bloed van die offerbul te sprinkel op die versoendeksel van die verbondsark. Wat van bo na onder geskeur is met die kruisiging van die Here Jesus, wat beteken vrye toegang tot hom. En dan beskryf hy nou hoe hy na die Here opgestaan het, nadat hy opgevaar het, nadat die Heilige Gees uitgestort is, deur sy apostels werk.
En vandag fokus ons op die preek wat die Here gee deur sy apostel Petrus. Ons kyk na die inhoud van hierdie preek, en 3 belangrike sake word onderstreep. Ons teksvers is weer die gedeelte wat fokus op die opstanding van die Here Jesus. Ons het laas keer gehoor hoe ontsaglik belangrik dit is, dat ons moet sê, ek glo in Jesus, wat opgestaan het uit die dood. As jy dit nie glo nie, dan glo jy nie regtig in Jesus nie. Dan is jy nie regtig 'n Christen nie. Maar omdat ons dit glo, is ons kinders van die Here, wat Christene genoem word. So ons kyk na dit wat die preek vir ons sê oor die opstanding in vers 15. Ons kyk na wat hier gesê word van die karakter van ons Here Jesus. Hoekom die Here deur sy apostel vir die Here Jesus hier noem die leidsman tot die lewe. Hoekom hy hom noem die regverdig, heilige en regverdige in vers 14. En hoekom hy hom noem die profeet wat Moses voorspel het in hierdie gedeelte waar die Here Jesus geteken word as die laaste en die finale profeet, vers 22. En ons teksvers vers 26 wat alles saamvat en die rede vir ons persoonlik gee waarom hierdie gedeelte in die Bybel opgeteken is. Want dit is ene wat jy jouself moet afvra. As jy 'n stuk lees in die Bybel, hoekom staan hierdie in die Bybel? Elke gedeelte is spesifiek deur die Heilige Gees geïnspireer en staan met 'n rede opgeskryf vir ons. Nou kom ons verlustig ons in die woord van die Here. Ons lees Handelinge 3 vers 11. Hierdie krepelman wat genees was, aan Petrus en Johannes vashou, het die hele volk uitermate verbaas na hulle gehardloop in die pilaargang wat Salomos genoem word. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom kyk julle na ons? Kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of Gods vrug bewerk het, dat hy loop? Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik. Hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. Julle het die heilige en regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. En deur geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. En die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee, en die teenwoordigheid van julle almal. En nou broeders, ek weet dat julle dit uit onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete dat Christus sou ly, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en julle tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, en hy hom mag stuur, wat vooraf van julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Hom wat die hemel moet ontvang op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek, uit julle broeders, net soos ek is, na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En ook al die profete van Samuel af, en die wat gevolg het, almal wat gespreek het ook hierdie dae aangekondig. Julle is kinders van die profete,
en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. God het, nadat hy sy kind Jesus opgewek het, om eers vir julle gestuur, om julle te seën, deur elkeen van sy booshede te bekeer. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die woord, vir die Bybel, wat nie maar net geskiedenis is nie, wat nie maar net troostwoorde is nie, maar wat lewendig en kragtig is en ons lewens verander, ons gedagtes, ons harte verander, sodat ons meer kan begin dink en praat en leef soos u kinders. Dankie Here vir die groot genade dat u vandag met ons praat uit die Bybel, dat ons dit kan verstaan en help ons om in gehoorsaamheid daarin te leef. Dankie Here dat u ons nie net in ons sonde los nie, maar dat u deur die Heilige Gees ons oortuig van dit wat moet verander, dat u self hierdie verandering in ons gedagtes en harte voorberei en doen, sodat ons anders kan leef, nuut kan leef, met krag kan leef, met vreugde kan leef, met vrede in ons harte voor u kan lewe. Here Jesus, ons bid dat u met ons kinders sal wees. Ons dankie vir die pragtige kinders wat u aan ons toevertrou, wat ook vandag in die Erediens saam met ons sit, en ons bid dat u ons kinders seën, dat ons kinders weet hoe kosbaar hulle vir u is, hoe lief u hulle het, dat u ook in hulle harte werk om gehoorsaam aan u te leef, en vreugde te vind in u, wil u die waarheid van die woord ook aan hulle openbaar en duidelik maak. Here, so bid ons ook vir ons jong mense, ons studente, ons werkende jong mense, en ons vra dat u met ons kinders sal wees, wat toets skryf en eksamen skryf, en hulle wat die hulp en die bystand nodig het. Ontferm u oor hulle, Here, en wees ons kinders genadig. Ons bid vir ons verbondsgesinne, Here, en die besonder vir ons huwelike, en ons gebed is dat u ons harte so vol met liefde, dat ons kan mekaar opbou, mekaar kan bystaan, mekaar kan verkwik, mekaar bid, 'n span kan wees wat u verheerlik. In dieselfde asem bid ons, Here, vergeef waar ons liefdeloos is, liefdeloos praat, liefdeloos optree, selfsugtig optree, waar ons moet vergewe. Here, wil u daardie genade in ons skenk, dat ons kan vergewe, en dat ons vergifnis kan kry. Ons bid dat u ons verbondsgesinne in die hand hou, en dat ons as gemeente ook van krag tot krag gaan, deur elke verbondsgesin, wat toegewyd aan die leef. Here, ons vra dat u dan ook in die besonder met ons senior lidmate sal wees. Here, ons loof en ons prys u vir die wyse waarop u in hulle lewens werk. En ons gebed is, Here, wil u hulle bystaan, waar hulle liggame soms broos is, soms seer kry, soms pyn het. Ontferm u oor hulle, o Here, en wil u vanuit die waarheid van die woord vir hulle hoop gee en hulle dra. Here, hulle is so kosbaar vir ons, en ons weet dat u ook met soveel genade in hulle lewens werk, Here. Ontferm u oor ons senior lidmate en seën hulle in Jesus naam. Vra ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, as mens begin met 'n nuwe werk, dan is daar baie kere sekere goed wat plaasvind, wat sê jy het nou 'n kwalifikasie dat jy hierdie werk kan doen, en daar is gewoonlik met groot seremonie, word daar erkenning gegee aan studies wat afgehandel is, of vaardighede wat geëksamineer is, wat sê jy voldoen aan die vereistes, jy kan hierdie werk doen. En wanneer iemand 'n predikant word, is daar 'n besondere erediens wat plaasvind waar hierdie broeder ingeseën word, en 'n klomp predikante bymekaar om hierdie broeder wat kniel, hulle hande op hom lê en die seën van die Here op hom bid. Hy word as ware gesalf
vir hierdie werk. In die Ou Testament het dit baie keer gebeur. Ons lees in die Ou Testament hoe die Here vir Samuel die opdrag gee, dat hy sy kruik moet vat, nou dit was gewoonlik soos 'n horing van 'n ram, waarin hulle 'n bietjie olyfolie gegooi het. En nou Samuel is toe op pad met hierdie horing, met hierdie olyfolie in, en deur al Isaai se seuns het hy die een na die ander laat verbygaan, totdat hulle vir ou Dawid daar van die veld afgeroep het, waar hy skape opgepas het, en hy het hierdie olie vir Dawid se kop uitgegooi, om daarmee te sê, die Here salf jou as die nuwe koning. Hierdie selfde proses het plaasgevind wanneer iemand 'n priester word. Nou gewoonlik uit die nageslag van Aaron, en uit die Lewiete stam was daar priesters gewees wat die Here gedien het in sy tempel, en dieselfde proses het plaasgevind. Daar was 'n horingkie met olie in wat op hierdie priester se kop uitgegooi is, om daarmee te sê, die Here ag jou waardig vir hierdie werk wat jy moet doen, hierdie loopbaan wat jy moet volg, om die Here van harte te dien. Maar in die Bybelse tyd sien ons dieselfde tipe ding het gebeur onder die profete. Ons hoor van profete skole, profete seuns in die tyd van Elia en Elisa, was daar 'n klomp volgelinge. Nie net die profeet wat opgetree het nie, maar mense wat ook volgelinge was van hierdie profeet, en wat self ook die woord verkondig het. Dis hoekom die Here byvoorbeeld vir die Lewiete nie 'n stuk land gegee het wat hulle eie is nie. Daar was Lewiete stede gewees, as het ware asielstede, waarin mense kon vlug. As jy per ongeluk iemand doodgemaak het en die familie wil jou doodmaak, dan kon jy vlug na 'n Lewiete stad, 'n asielstad, en daar was jy veilig. Maar die idee was dat die Lewiete ook onder die volk dan sou optree as God se profete wat die woord verkondig, wat gereeld die Bybel lees, die Ou Testament wat hulle gehad het, en dit vir die mense verklaar. Dit was 'n besondere ampt wat hulle beklee het. Hulle moes die woord van God duidelik openbaar. Nou wil ek vir u lees uit die Katekismus, Sondag 12, vraag 31, waar die vraag gevra word, hoekom word die Here Jesus die gesalfde genoem? Die vraag is, waarom word hy Christus, dit is gesalfde genoem? En dan is die antwoord, omdat hy deur God die Vader verordineer en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle geopenbaar het. So wat hier staan is, die Bybel leer vir ons, die Here Jesus is deur die Vader, deur die Heilige Gees gesalf as ons profeet en leraar. Nou dink mens altyd aan 'n Ou Testament profeet, dit was 'n ou wat die toekoms voorspel het. En as hy die toekoms nou reg voorspel het, dan kon hy bly leef, maar as hy nou gejok het, dan was hy nie 'n ware profeet nie en is hy gestenig, en dit het gebeur. Maar, wat hy vir ons sê, wat in werklikheid die roeping van die profeet was, is om die woord van die Here te openbaar. Hier staan, hy die wil van God aangaande ons verlossing ten volle geopenbaar. Dis wat Jesus kom doen het as die profeet. Hy het nie toekomsvoorspellings net kom maak nie, hy kom sê, dit is die woord van God. Nou hoor ons elke keer in die Ou Testament die profete sê, so sê die Here, Here, en dan bring hulle nou die boodskap wat opgeteken is in Jesaja en Jeremia, al die klein profete. Nou hoor ons die Here Jesus, dat hy soveel keer sê, julle het gelees, oorlewering van die ou mense, julle het gehoor, daar staan geskrywe, en dan sê hy, maar ek sê vir julle. Sy was meer as 'n profeet, hy is die woord, sê Johannes 1. Hy is die een wat die woord bring, wat die woord openbaar, hy is ons groot profeet. Nou sê die Katekismus verder, hy is ook gesalf, en tot ons enigste hoë priester, wat ons met die enige offerhande van sy liggaam verlos het, en vir ons met sy voorbidding gedurig deur intree by die Vader.
So wat hy hier beskryf, Jesus is nie net gesalf deur die Heilige Gees as ons profeet nie, hy is ook gesalf deur die Heilige Gees as ons priester, en dit het ons baie goed raak gesien in Hebreërs toe ons die boek bestudeer het, of die hoofstuk bestudeer het, maar dit staan ook in die hele boek, byvoorbeeld Hebreërs 4, die Here Jesus is ons hoëpriester wat met ons medelee het. Maar hy is meer as dit. Katekismus sê dan ook, en hy is ook deur die Heilige Gees gesalf, en tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verworwe verlossing beskud en bewaar. So die vraag is, hoekom word Jesus die Christus genoem? Hierdie is nie Jesus se van en net sy naam is Jesus en sy van is Christus nie. Hier word hy die Christus genoem. Met ander woorde, dis Jesus, die een wat gesalf is. In Hebreëus is die woord vir gesalfde Messiah. Dis wat ons ook baie keer in die Bybel hoor, hy is die gesalfde, hy is die Messias in Afrikaans. Dieselfde woord, as dit in Grieks vertaal word, is die woord Christus. Dis waar ons woord Christus vandaan kom. So die Here Jesus is gesalf, en wat hierdie gedeelte in die Bybel vir ons leer, as die Here deur die apostel Petrus 'n preek bring vir die mense, wat by die kruisiging was, wat geskreeu het, kruisig hom, dan leer die Here deur hierdie apostel vir hulle in vers 15, hy is die leidsman tot die lewe, wat julle gedood het. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. Wat hy hier sê is, Jesus is ons koning, hy is die leidsman tot die lewe, hy is ons leier. Die woord wat hier gebruik word, in die Grieks is die woord argelos, wat beteken hy is 'n prins, hy is die outeur van die lewe, hy is die pionier van die lewe. Hierdie opstanding wat hierdie man beleef het, was nie maar net 'n towerkunsie, 'n kulkunsie nie. Dit was die koninklike mag van die Here Jesus, wat hier gedemonstreer is. Nou wanneer 'n koning 'n gesant stuur, byvoorbeeld, Nehemia kom voor die koning Kores, en hy is baie hartseer as hy huil oor sy volk, waar hulle in Jerusalem sit, al die mure om Jerusalem is afgebreek, en hulle word geplunder en geroof deur die Arabiere en die mense in die stam om hulle. En die koning vra, maar wat het jy nodig? En hy sê, koning, ek het briewe nodig. Ek het boumateriaal nodig, en hy haal sy lysie uit. Ek het soldate nodig. En die koning gee dit. En hy sit sy seël op hierdie dokumente. So wanneer Nehemia by 'n plek kom en die mense sê, maar wat soek jy hier? Wie gee jou die reg om hier te wees en hier te begin bou of hierdie goed te doen? Nou hy sê vir hulle die brief, kyk, hierdie is die koning se seël. Sy naam staan hierop. Ek kom in sy gesag. Ek tree met gesag op namens die koning wat my gestuur het. En dis presies wat hier gebeur. Want kyk wat sê hy wanneer die mense vra, of hulle kom nou aan en almal kyk na Petrus en die apostels en hulle dink, wauw, hierdie manne, hulle is besondere manne. En dan sê, waarom kyk julle na ons as ons deur ons eie krag te doen? Ons doen dit nie deur ons eie krag nie, maar ons doen dit in die krag van ons koning. En hoor, hoe stel hy dit dan nou hier? Hy sê, deur die geloof in sy naam, vers 16, het sy naam hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak. En die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee. Jy sien, die naam is daar met 'n hoofletter geskryf, en so elke keer in die Bybel, as jy hoor van die naam van God en die naam van die Here Jesus, word die woord naam met 'n hoofletter geskryf. Hoekom so? Want die naam staan vir baie meer as net 'n noemnaam. Jesus. Die naam staan vir daardie seël op die dokument, dis met sy gesag. Naam staan vir sy gesag, sy koningskap, wie hy is. Daarom bid ons, elke gebed, in die naam van Jesus, in die gesag
van Jesus, met die koninklike gesag wat die Here Jesus, waar ons erken, word hierdie gebed bewaarheid. Hy het die mag om dit waar te maak. Hy het die mag om mense uit die dood op te wek, om mense te laat loop wat verlam is, om mense te laat sien wat blind is. Hy het die mag om jou te verlos uit die blindheid van jou sonde en van ewige verderf. Jesus is koning. Hy maak alles nuut. Sy koninkryk kom. Elke keer wanneer die Here Jesus praat in die gelykenisse, dan sê hy die koninkryk van God is soos, en dan beskryf hy wat dit beteken dat God jou koning is en dat hy die koning is. En waaroor Jesus heeltyd praat is sy koninkryk. Hy is koning. En deur elke gelykenis vertel hy hoe dit lyk en hoe dit werk. Wat 'n skat en genade die feit dat die Here jou sy kind maak is. Jou verantwoordelikheid om te leef as 'n onderdaan in die koninkryk van die Here Jesus. En wat sy koningskap vir jou is. Hy kom weer as koning. En hy sal uiteindelik alles nuut maak. So vir jou beteken dit en my beteken dit tye van verkwikking van die aangesig. Ons groot probleem is die ander koning wat op die troon van ons hart sit. En dis ek self. Wanneer ek dinge op my manier wil doen en ek my nie steur aan God of wat hy van my eis of waaroor hy vir my verantwoordelikheid gee nie. Ek wil dinge op my manier doen. Ek wil graag gesag hê. Ek wil graag erkenning hê. Ons noem dit respek hê vir wie ek is, wat ek doen. Maar wat Jesus sê, Matteus stel hy dit so duidelik. Wanneer ons sy koninkryk soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En hy sal al die dinge vir ons gee wat ons nodig het om te leef. Ons is baie bekommerd oor as dinge nie onder ons beheer is nie en dinge voel buite beheer en ek kan nie dinge verander nie, dan raak ons baie angstig en verward en kwaad. Maar wat hierdie gedeelte van jou en my vra is, bring jou angstigheid na jou koning. Na hom wat werklike verandering kan bring. Soek allereers die koninkryk van God. En die vraag wat ek myself moet afvra, watter aspekte van my lewe, my gedagtes, my menswees is nie onder die koningskap van Jesus nie. Die oproep is dat ek en jy vandag die kroon van ons eie kop sal afval en voor die troon van Jesus sal neerlê. Sê Here, neem leiding, wees my koning, maak my gehoorsame, 'n gehoorsame en getroue onderdaan van U. Ek wil ophou veg vir my eie koninkryk en bou in my eie koninkryk en ek wil graag bou aan U koninkryk, wat ons koninkryk is, soos die katekismes dit beskryf. Ek stel my liggaam onder die koningskap en ek wil my eer met my liggaam. My onthou van dit wat skade kan doen aan hierdie stukkie van die koninkryk, my liggaam. Ek stel my huis onder die koningskap. Ek en my huis sal die Here dien, soos Josua dit stel. Ek stel my gedagtes onder die koningskap. Ek wil my bitterheid laat staan, my eie geregtigheid laat staan, my hoogmoed laat staan, en my buig onder die koningskap. Here, stel my tong onder die koningskap. Dat ek ophou om woorde te spreek wat my gesag afdwing, maar woorde wat getuig van U as koning. Hierdie gedeelte vir ons leer is dat Petrus vir hierdie gemeente verduidelik dat die Here Jesus is die profeet van die waarheid. Hy sê dit, vers 22, Moses het dit gesê. Nou gaan lees Deuteronomium 18 van vers 15 en verder. Sê Moses wat hier geskryf staan. Daar sal 'n profeet kom, profeet onder julle wat opstaan, wat 'n profeet is soos ek.
Gaan kyk gerus in die Nuwe Testament waar die Here Jesus verheerlik word op die berg van verheerliking. En die Vader 2 mense uit die dood stuur na die Here Jesus. Is die vir Moses en Elia. Maar hoor wat sê hy oor Jesus. Hier word Moses, een van die 2 wat die Here Jesus verheerlik voordat hy gekruisig word. Hy is as het ware die eerste profeet. Hy sê, hy sal 'n profeet wees soos ek. En Elia, wat die grootste van die profete genoem word. En dan kom die stem van die Vader op die berg van verheerliking wat sê, dit is my geliefde seun. Maar hoor wat sê hy? Luister na hom. Mense wil so graag weet. Daar's iemand daar buite met wie ons kan kommunikeer. Ons stuur ruimtetuie op en ons soek lewe. En ons stuur satelliete in die buitenste ruim in met musiek en boodskapies te sê, dis hoe ons mense kommunikeer. As daar iemand daar buite is, kommunikeer met ons. Hoekom is dit so? Hoekom spandeer mense soveel miljoene dollars om dit te doen? Hulle wil so graag hê, daar moet ergens iemand wees met wie ons kan kommunikeer. Ons nie die enigste stukkie lewe is in die heelal nie. Weet jy wat? Dit is reg. Dis waar. Daar is 'n God wat kommunikeer, wat mense gemaak het en van die begin af gekommunikeer het, en met Adam en Eva gepraat het, en vir hulle gesê het, dis hoe dinge werk, julle staan onder my gesag, dis hoe julle moet leef as my kinders, dis julle opdrag, dis hoe julle leef en asemhaal. 'n God wat kommunikeer, wat ons kan verstaan. Wat 'n genade. Hy maak homself kenbaar en verstaanbaar. Nou kom Jesus as die laaste en groot profeet. Ek is al my blaai na Hebreërs hoofstuk 1 en daar lees ons vers 1 tot vers 3. Hoekom die Here Jesus die laaste en finale profeet genoem word? Voor Jakobus kry ons die boek Hebreërs. Ons het nou reeds gedeelte uit Hebreërs bestudeer, maar in hoofstuk 1 vers 1 staan daar, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hoorie, ons sag dit baie goed wat hy gesê word oor Jesus. Hy spreek as profeet in hierdie laaste dae, is hy die finale en volkome profeet, vers 2, hy is die een deur wie die Vader alles geskaap het, vers 3, hy wat die afskynsel van die heerlikheid en afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy homself deur die reiniging van ons sondes bewerk het, dan sit hy aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nou hy is die laaste profeet, want geen profeet na hom kan sê, dit wat Jesus gesê het. In die Ou Testament was dit altyd profete wat gesê het, so sê die Here. In die Nuwe Testament kom die Here Jesus en hy sê, maar ek sê vir julle. En hy openbaar wie God is en God se verlossingsplan vir die wêreld. Dis hoekom hy ons profeet genoem word. 600 jaar later kom daar Mohammed wat sê, nee, hy is nou die finale openbaring en hy is die volgende testament na die Nuwe Testament en hy is die profeet van Allah. Maar wat die Bybel vir ons sê, nee. As hy sou kon sê, hy is die afskynsel van die heerlikheid en afdruksel van die wese van God, dan sou mens miskien kon luister, want hy was 'n sondige mens en dis opgeteken in die geskiedenis hoe sondig hy was. Hy was nie die volmaakte mens wat sondeloos geleef het en aan die kruis betaal het vir die mensdom se sonde en kom openbaar het wie God is nie. Kan ek nie sê nie. Ja, die Islam ken die Here Jesus as profeet, hy is maar net een van die trop profete, maar hulle erken nie dat Jesus uit die dood opgestaan het.
En jy onthou hoe belangrik dit is. As jy nie glo dat Jesus uit die dood het opgestaan het nie, as jy nie gelowige nie, as jy nie kind van die Here nie. Nou is die probleem dit, baie mense wil net 'n deel van hierdie openbaring van wie Jesus is, verstaan en saamvat. In ons moderne tyd is daar mense wat sê, ja, weet jy, moenie met hierdie nonsens kom van wette, en ek moet dit en ek moet dat nie. Ek sê vir myself besluit wat is reg en verkeerd. En moenie met hierdie ding kom dat ek moet nou buig voor 'n koning nie. Ek sal dinge op my manier doen. Maar weet jy wat, ek wil tog hê, dat daar iemand aan my kant moet wees. Ek wil 'n liewe Jesus hê, wat vir my die hemel laat erwe. Wat goed is vir my. Ek hou van liefde en ek hou van genade, daai woorde is my gaaf, maar sonde, nee, los dit liewers. Ek wil nie daai oortreding van wette en sonde van hoor. So ek erken Jesus as die wat mooi goed sê, maar ek wil niks weet van sy koningskap, en dat ek my buig onder hom, en van sy priesterskap, dat ek vergifnis van sonde nodig het. En dan is daar mense wat sê, wel, hierdie Bybel is vir ons gegee om te weet hoe om te leef, en jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen om in die hemel te kom. En ons slaan mense met die Bybel oor die kop, sê, jy het nou hierdie reël oortree, ja, maar jy gaan nou nie meer hemel toe nie. Maar wanneer Here Jesus gevra word oor die wet, sê hy, dit gaan oor liefde tot God, en liefde tot die naaste. Hy sê dit binne die konteks van, dis hoekom ons volgens die 10 gebooie leef, want ons het God lief. Hy is ons Vader. Wat die Bybel dan vir ons leer in hierdie gedeelte is dan ook, ons het nodig om die Here Jesus te erken as ons profeet wat die waarheid van ons bring. Jesus se gebed waarna ons laas verwys het, Johannes 17 vers 17 sê hy, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Daar is 'n absolute waarheid buite onsself. In 'n wêreld waar mense sê, wel, ek wil my eie waarheid skep en glo wat ek wil glo, het ons die Bybel wat vir ons sê, dit is God se waarheid. Of jy aanvaar dit, of jy staan buite die waarheid. En dan is daar my gebed, wat ek bid oor hierdie gedeelte waar ek vir myself moet sê, Here, daar is soveel dinge wat ek dink by myself, maar wat nie in lyn is met die Bybel nie. Byvoorbeeld, ek kry swaar, en ek dink God is besig om my te straf. So ek dink God is so moetswillig, soos wat ek baie keer moetswillig is. En dis onbybels en dis onwaar. Ek moet my manier van dink in lyn kry met dit wat die Bybel sê, openbaar. Of ek lees 'n stuk in die Bybel en ek dink, ja, God is dan baie wreed. Kyk, wat doen hy? En ek verstaan nie die Bybelse waarheid dat God regverdig is, wanneer hy oordeel oor sonde nie. So wat nodig is dat ek, wanneer ek twyfel aan God, aan sy goedheid, ek die Here vra dat hy as profeet my gedagtes in lyn bring met sy geopenbaarde. En hoe doen ek dit? Ek doen dit om tyd te spandeer in God se woord en die waarheid van die Here deur die Heilige Gees te ontvang en te glo. En dis 'n daaglikse restaurasieproses wat nodig is. Daarom is die Bybel so ontsaglik belangrik. En laastens, die Here Jesus word hier geteken vers 13 tot 15. Hy is die een wat heilig is en regverdig is, sê Petrus. Hy is die een wat aan die kruis die offer gebring het. Hy is die hoëpriester wat die offer gebring het. Hy is beide. As Johannes hom bekendstel, dan sê hy vir die volk, daar is die lam van God. En hy is die een wat geoffer is soos die paaslam. Want wat die paaslam anders maak is ander skape wat geoffer is, ander skape se bene is dadelik gebreek voor hulle geoffer is. Die paaslam het die Here gesê, moenie sy bene breek nie. In die tyd waar mense gekruisig is, was dit die ding wat jou langer in die lewe kon hou. As jy op daardie voetstukkie kon staan, het jy nie versmoor in jou eie bloed en vog wat opbou in jou longe nie. Maar wat hulle dan doen, as hierdie ding te lank aanhou, hulle breek die mense se bene, dat hy nie meer homself kan reg opbou nie, en dan versmoor hulle. En hulle het dit met almal gedoen wat gekruisig is, maar toe hulle by Jesus kom, sê hulle, maar hy is reeds dood. Druk die swaard in sy sy en sê, ja, hier kom bloed en water uit, hy is reeds dood. Hulle het nie sy bene gebreek nie, hy is die paaslam
wie se bene nie gebreek is nie, wat die offer gebring het. Maar die Bybel teken ook vir ons, hy is die hoëpriester wat hierdie offer gebring het, sodat ek en jy kinders van die Here kan wees, sodat ek en jy vandag kan bid, Here, maak my 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Want nou hoor ons die katekismus sê in vraag 32, waarom word jy Christen genoem? En dan die antwoord, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, ek het deel aan Jesus. En daardeur deel ek aan sy salwing, sodat ek sy naam bely. Ek is sy profeet. Myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy. Ek is sy priester. En met vry en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry hierna in ewigheid met hom oor alle skepsele regeer. Ek is sy koning. Hierdie gedeelte in die Bybel maak vir ons duidelik. Jy hoor baie keer mense wat sê, hoor, jy is nie goed genoeg dat jy Christen is nie. Ek ken baie Christen, hulle lewe baie goddeloos. Jy moet 'n wedergebore Christen wees. Dan is jy veilig. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer vir ons, jy is 'n Christen of jy is nie 'n Christen nie. As die woord Christen gebruik word, beteken dit die Here het jou deur sy Heilige Gees gesalf. Hy woon deur sy Heilige Gees in jou. En dit beteken jy verkondig deur Jesus soos wat hierdie apostels gedoen het. Hulle kon nie stil bly nie. Volgende hoofstuk gaan jy nou lees hoe hulle gearresteer word en die mense sê julle mag nie meer praat oor Jesus nie. Wat antwoord hulle? Of dit vir julle reg is om aan julle meer gehoorsaam te wees as aan God, moet julle besluit, maar ons kan nie stil bly nie. Hy sê daar is geen ander naam deur wie die mens verlos kan word nie. Dit was die boodskap. Net die een naam, Jesus. En ek kon nie stil bly nie. As Christen beteken dit ek is iemand wat nie kan stil bly oor Jesus nie. As Christen beteken dit ek gee myself as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. Ek gee my hele lewe, my hele wese oor in sy beheer. As mense na my kyk, is dit nie meer die sondaar mens wat ek altyd is en was nie. Dis 'n nuwe mens in Jesus, gereinig selfs tot in die gewete toe. Wanneer mense na my kyk, is ek iemand wat met gesag optree wanneer ek praat oor Jesus en oor sy woord. Nie omdat ek so 'n formidabele mens is nie, maar omdat ek die seël van die koning het namens wie ek praat, sy woord bring met gesag sy boodskap. En ek het die voorreg om hierdie boodskap van hoop oor te dra. Daarom veg ek elke dag teen my sonde. Dit heers nie meer oor my nie. Ek is nie meer 'n slaaf van my eie behoeftes en emosies en begeertes nie. Ek is koning in diens van die hemelse koning. Mag die Here in hierdie week ons daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, is so maklik dat ons kan kyk na hierdie apostels en kan dink, dis manne wat 'n goeie pad probeer loop het, maar hulle is gearresteer, in die tronk gegooi, deur sommige mense bespot, en ons wil dit nie hê nie. Maar wat ons moes kyk, Here, is dat U met soveel krag deur die Heilige Gees hulle gesalf het en in hulle gewerk het, en dat hulle nie kon stil bly nie. Dat hulle met gesag opgetree het, en daar die vroeë kerk die wonders gedoen het, wat mense laat besef, dat Jesus God is. En dat hulle met blydskap en vrymoedigheid, met vrede in hulle harte, voluit vir U geleef het. Help ons daarmee, Here, dat ons voluit vir U sal lewe, omdat ons weet, Here Jesus, dat U God is, en dat U ons God is. Help ons in hierdie week daarmee by die skool, by die werk, by ons huise. Wil U gee dat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart U sal verheerlik. In Jesus naam, amen. U het geleentheid om die uitdaging, jy moet nou kop hou. Ons gaan 2 liedere sing, direk na mekaar. So ons sing gesang 86, maar blaai nou ook na gesang 230 en hou die merkie daar. So ons gaan as eerste vers sing, vers 2 van gesang 86,
En dan gaan ons direk oorspring na Gesang 230 en gaan ons daar die eerste versie sing as tweede vers direk na mekaar. So Gesang 86 vers 2 klink so: Hy is Christus, deur die Gees gesalf tot leraar en profeet, tot koning wat bewaar, tot priester in ons leed. En dan spring ons oor na Gesang 230 waar ons sing: Die Here salf ons met sy Gees tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. As vers 1, Gesang 86 vers 2, en as vers 2, Gesang 230 vers 1. Kom ons staan en probeer ons dit. Hy is Christus deur die Gees gesalf tot leraar en profeet, tot grote koning wat bewaar, tot priester in ons leed. Die Here salf ons met sy Gees tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Ons herinner julle aan ons bidstonde na die uitspreek van die seën, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.